Môre julle, baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om julle te sien. So in die koue, en julle moet weet as ek koud kry nie, dan is dit regtig koud. So nie meer jokes nie. Ek wil gou vir julle ietsie lees vanoggend wat ek raak gelees het wat vir my so mooi is. 'n Vrou van waarde. Sy stap nie altyd met groot woorde nie, maar haar geloof spreek sag en sterk. Met hande wat dien en 'n hart wat liefhet, verheerlik sy God in haar daaglikse werk. Sy dra hoop waar moed ontbreek en bid waar ander moed verloor. Sy wys na Christus deur haar lewe en sy laat sy liefde helder deur haar spoor. Haar waarde lê nie in wat sy besit of in die wêreld se maatstaf van sukses. Haar waarde lê in die Vader se hande, want sy is deur hom gekies en geseën. 'n Vrou van God is kosbaar en sterk, vol genade, wysheid en lig. Sy is geliefd, geroep en bewaar, 'n weerspieëling van Christus se gesig. Dis so mooi, né? So mag ons elkeen regtig altyd weet wat ons waarde is. Mag ons dit nie daar buite gaan soek of by ander mense nie, maar mag ons weet dat ons waarde in God lê, né? So dis soos hy liedjie sê, I am who you say I am. So nie wat die wêreld sê nie wat mense sê nie, wie hy sê jy is. En mag ons elkeen dit altyd onthou, deur elke seisoen en deur alles wat ons gaan, mag ons weet dat ons waarde in hom lê. So, ja, dit is nog as ek dink veral vir ons as vrouens, waarde, ken jou waarde. Kom ek bid gou vir ons. Dankie Here, dankie vir hierdie dag, dankie dat hierdie die dag is wat U gemaak het. Dankie Vader vir die voorreg om by mekaar te kan wees en net te kan fellowship onder U woord. Vader, dankie dat U woord lewend en kragtig is. Dankie soos die skrif in Psalm 109 sê, U woord is 'n lamp by my voete en 'n lig op my pad. En mag dit vir ons elkeen, mag ons dit altyd onthou, mag ons altyd weet hoe kosbaar en hoe kragtig U woord vir ons is. Vader, ek bid sommer vir ons elkeen en vir die gemeente vir gesondheid en enigiets wat ons wil kom aanval. Ek sê vir jou Satan, die Here bestraf jou. Dankie vir ons elkeen vir goeie gesondheid, Vader, en ek bid dat ons elkeen 'n waaksaamheid sal hê oor dit wat ons spreek, oor onsself, oor ander, oor situasies. Mag die woorde wat ons spreek regtig goeie vrug dra. Mag dit woorde van lewe en krag wees en mag dit nie dood wees nie. Dankie vir hierdie dag, dankie dat U ons hier bymekaar gebring het en Vader, dankie vir Judas, dankie vir 'n understanding Vader vir U woord. Mag dit vir ons elkeen, wanneer ons dit lees, sommer net lewend raak, want dit raak lewend deur U Gees. Ek loof en ek prys U naam. Amen. Daar sy, ons het nog 2 Vrydae daaroor. Dan is het skoolvakansie. Hoe lekker is dit nie? 1 Vrydag. Hierdie week en volgende week, ja. Hierdie en volgende week, 2 Vrydag. Sien uit daarna. Ons het nou, laas week met die boek van Judas begin. Ons het nie klaar gemaak met die eerste een nie. Kom ons maak dit weer oor by Judas. Kom ons lees die eerste 5 verse. Dan vat ons dit vandaar af. Maar kom ek net gou vir ons bid. Vader, ek loof en ek prys U naam vanoggend. Baie dankie vir reeds die gebed wat Adel vanoggend gebid het, en ek sê amen daarop. Vader, baie dankie dat ek bid vir genesing, ek bid vir neuse wat opdroog, Vader, ek bid vir kriewelrigheid wat uit kele uitgaan, en al hierdie bakterieë en kieme wat in die liggaam, Vader, en ons bid vir genesing. Ek praat met julle liggame vanoggend, liggaam, jy sal genees in die naam van Jesus, immuunsysteem is sterk in die naam van Jesus. Vader, ek loof en ek prys U naam. Vader, maar baie dankie, ek weet die belangrikste is in hierdie tyd en in enige krisistyd, om in U vrede te wees, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vader, en ek bid dit vanoggend vir ons hierso, vir U vrede, vir rustigheid, vir kalmte, sodat ons geestesoë en ore kan oop wees, vir wat U wil sê, vir ons deur hierdie boek. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dis altyd die belangrikste in enige krisissituasie is om nie te wend nie. Ek doen dit ook baie keer tot my dilemma, maar om rustig te raak. Nee, wend teenoor die Here. Ek sê dit vir baie mense ook, laat God jou klankbord wees, maar ek dryp ook uit toets. Nee, ek wil ook maar my ellende deel met ander, dan werk dit nie altyd so lekker uit nie. Nee, ek moet my ellende deel met die Here. Ons almal voel, baie keer, dit raak te veel,
God is jaloers. God wil hê ons moet met hom daaroor praat. Nie met ander mense nie. Dis goed. Ek het gister weer iemand bedien by die sielkundiges en mens moet op 'n plek kom, dis goed om na sielkundige te gaan. Dis goed. Ek keer dit nie af nie, want baie van my vriende is sielkundiges. En dis goed om na jou pastoor te gaan. Dis goed om na jou vriendin toe te gaan. Maar op die einde van die dag moet jy leer om na die Here toe te gaan. Hy is jaloerse God. Hy is tot jaloers in daai area. Alright. Ek sê dit maar net so vir 'n nota. Ek was nog op pad om 'n vissermandjies uit te haal hierso. Ek het ook so Turkse kuggie nog hier aan my. En ek moet hom uitkry. Right. Die algemene brief van Judas, opskrif en seëngroet Judas, vers 1, Judas se diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus aan die wat geroep in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle menigvuldig word. Vers 3. Opskrif hier is teen die goddelose en valse leraars. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, daar het ek gestop laasweek. Dis 'n gemeenskaplike saligheid. Ons is saam in die ding. Jy is nie op jou eie nie. Die dag toe jy jou hand opgesteek het vir die koninkryk, het jy deel geword van 'n kerk wat al 2000 jaar oud is. Jy moet dit besef. Hebreërs 12 vers 1 sê ons het 'n wolk van getuienis wat ons aanmoedig. Is 'n gemeenskaplike saligheid. Dis nie alleen ding die nie. Jy is deel van 'n groep. Jy is deel van Christendom. En ongelukkig het die vyand reg gekry om Christendom in denominasies op te breek. Wat nie God se plan was nie. Ons gaan in die hemel, nê, en in die 1000 jaar vrederyk nie in denominasies wees nie. Jy gaan deel wees van die gemeenskaplike Christendom. Jy weet, dit gaan bietjie moeilik wees vir party ouens, want nou al hier op aarde kan hulle nie hulle breins verby hulle denominasie mure kyk nie. Dis tragies. Dis tragies. Want jy gaan dit nie hê in die ewigheid nie. Daar gaan nie Siloam hopies wees in die hemel nie. Dis hoekom breek nou al jou brein. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, skanse opgewerp in jou kop. Ons moet hy skanse afbreek. Breek hy skanse af. Jou boetie en sussie dink nie soos jy nie, hulle worship nie soos jy nie. Hulle bid dalk nie soos jy nie. Maar soos het jou boetie en sussie. Daar gaan nie grens tussen jou en haar of hom wees. Tussen pastore, dominees en bishops en elders en wie ook al nie. Dit is 'n gemeenskaplike geloof. Het ek dit die noodsaaklikheid, hy was besig om hierdie brief te skryf en vir ons aan te moedig en ewe skielik. Toe draai die Here sy mind, die Heilige Gees. Het ek die noodsaaklikheid gevoel. Hy het 'n unction gekry van die Heilige Gees af. Hy sê ons het 'n probleem. Dis 'n probleem besig om in te sluip in die kerk en dit gaan 'n groter probleem word. My predikant het dit vir my gesê, voor ek en Elsie getrou het, gaan ons vir 'n halfuur huweliksberading, toe sit Kubai Church. Maar in daai halfuur het hy iets baie mooi gesê. Enige iets wat nou 'n issue is voor jy trou. Ek gaan nie sê die woord wat hy gebruik het nie. Gaan 'n groot issue wees 5 jaar along the line as jy dit nie nou uitsort nie. En is dieselfde. In enige kerk, hier waar ons nou bou in die fondasies van hierdie gemeente, werk ons in, ons werk diep voor ons kan wyd gaan. As die fondasie nie sterk is, die enige kraakie daar, kan ek maar die woord gebruik, gaan 'n helse kraak wees vorentoe. Almal moet weet waar hulle staan van die begin af. Almal moet weet wat ons glo en wat ons voorpush. Nee? En Siloam beteken om te stuur. Om jou te disipel, om met jou vriende te maak, dat jy vertroue kan kry in hierdie persone wat leer hierso. Dan jou leer en dan moet jy gaan. En jy kan nie bly, maar gaan en bedien. Hê die vrymoedigheid om dit te doen. Niemand gaan jou beperk nie. Oor kerkgrense heen, as jy wil. The sky is the limit. Niemand gaan jou hier hou en sê, nee, dis nie ons te doen hier nie. En dis kanse afbreek. Die wêreld moet
disipel word. Hoor jy, ek moet om verskoning vra, ek doen dit soms op lewendig, ons doen nie lewendig volgende nie, maar ek het toe ek nou in Klein-Asië kom, dog ek dis nou, Suid-Afrika kan 'n paar keer aanpas, nee, Suid-Afrika is groter as Turkye, hoor, ek het toe nou my maps gaan kyk, ek het eintlik geshocking, hoe klein is hy plek eintlik, ek dog is 'n groot plek, maar ek het nou 'n ander area saam in gedagte gehad, dis nou nie deel van dit, so, maar nog steeds, 99,5% van die mense gaan hel toe, want hulle glo nie in Jesus nie. 'n hele land van, wat het hulle gesê daar, 9 mil, ek weet nie, ek gaan nou weer, ek gaan soos 'n Zuma klink hierso. Ja, net Istanbul is 18 miljoen mense, en sê, vat net Istanbul se 18 miljoen, is 99,5% van die mense daar, glo nie in Jesus nie. Al wat jou in die hemel kry, is die feit dat jy in Jesus Christus glo, hy is die weg na die Vader toe, niemand anders nie. Jy kan 'n goeie mens wees, om Engels sê altyd, good people don't go to heaven, believers do. Die enigste weg na die Vader toe, it's tight but it's right, is Jesus Christus. Sonder Jesus Christus, jy kan maar glo in 'n opperwese, jy kan maar dit doen, dat doen, is net Jesus wat jy daar kry. En nou dag hoor ek 'n ding, dis nou waar, as ons nou praat oor afval, die afval, apostasy, en ek hou nie daarvan om die woord te gebruik nie, maar AI het my gesê, daar is 'n Afrikaanse woord, apostasie, die apostate, dis 'n anglisisme vir my, maar voel of ek vloek, maar die apostate, daar is het, die apostate, die afvalliges het al ingekom daai tyd, en is nog vandag live en wel, daar is 'n ander ou, hy die tweede grootste kerk in Amerika, swart prediker, wat sê, kom ek lees dit gou vir julle, in Genesis 1, die wat hulle Bybels het, kan saam met daar oopmaak. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en hy sê, wie was daai lig? Hy sê, dis Jesus, nee dit is nie, God is Jesus, dis een van die grootste afvalligheid wat in die kerk ingeval het, die feit dat hulle sê, Jesus is 'n geskape wese, Jesus is nie 'n geskape wese nie, Jesus is God. So nou net 2 van die 3 is daar, want Jesus is nog nie geskape nie, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en God het gesê, laat daar wees, toe sien, en die gees van God het op die see, so God is daar en die gees is daar, maar Jesus is nog nie geskape nie, hy is geskape toe hy sê, daar laat lig wees, nee, nonsens, sien jy hoe vinnig kom het in, hierdie ou skryf boeke, dit word by Koem verkoop, dis afvalligheid, dis nie die waarheid nie, daai lig is nie Jesus nie, hy is die lig van die wêreld, verseker, hy sê dit in Johannes, maar hy is nie 'n geskape wese deur God nie, want hy is God self, jy kan net sê, Jesus is God deur die gees van God, Jesus is God, nou kom 'n pastoor, met 'n groot invloed, almal sê, amen op afvalligheid, ons moet pas op julle moet mooi luister, ken julle woord, toe hy gesê het, laat daar lig wees, toe sit nou die lig wat in die aarde gekom het, ok, dis nie Jesus nie, ek wil dit net vir julle sê, het ek het noodsaaklik gevoel, om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof, en ek het laasweek al gepraat, ek en jy moet stry vir die geloof, ons moet teen afvalligheid opstaan, ja, maar weet, ek kan nou nie dit vir my oom hulle sê nie, hey, as jy dit nie vir hulle gaan sê nie, gaan niemand dit vir hulle sê nie, ons is nie hier om die guns van almal te wen nie, en daar is 'n mooi manier om dit te doen, jy hoef dit nie lelik te doen nie, ek het dit baie keer al lelik gedoen, en die Here het mooi met my gewerk daaroor, ek het so 'n bietjie mature al geraak deur die jare, maar ek is nog steeds nie skaam om te stry vir my geloof, almal weet waar ek staan, en jy moet op die plek kom, luister nie, julle is vrouens, nee? Maar julle is mede-erfgename, dit sê 1 Petrus 3:7, weet ek doen vir soveel huweliksberading 'n week, ja, vrouens moet die mans onderdanig wees, ja,
Jy moet, soos wat ek onderdanig is in die kerk, aan Jesus Christus, moet die vrouens onderdanig wees in die kerk, dit is so. Maar manne, julle moet julle vroue lief hê, Jesus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor gegee het. Manne, julle moet julle vrouens lief hê, dan sal jou vrou onderdanig wees, julle weet ek praat altyd daaroor, maar 1 Petrus 3 vers 7 sê, julle is mede-erfgename. Enig as ons in die hemel kom, is julle nie vrouens nie. Jy het geweet, is dalk 'n sjok vir jou. Jy gaan nie 'n vrou wees nie. Dit staan in die Bybel. Matteus 22 gelees het. Hierdie vrou was getroud met hierdie man, huis toe dood, toe trou sy met die boetie, huis toe dood, 7 van hulle later, almal dood, nou probeer die Sadduseërs, wat nie in die opstanding glo nie, Jesus vasvra, en vra nou maar met wie was sy dan nou getroud, met wie sy dan nou getroud in die hemel, draai wat sê Here vir hulle, so moet julle dwaal, want julle ken nie die skrif nie, ook die krag van God nie, in die hemel is niemand getroud nie, ons almal is soos die engele, nie engele nie, soos die engele, hoe dit gelyk weet ek nie, maar jou geesmens het nie man of vrou nie. Jy is 'n seun van God. Ons almal is seuns van God. Maar op hierdie aarde moet ek as man respek hê vir jou, omdat jy in 'n swakker liggaam is. Ja, maar nou kom die women's lip in. Nou luister jy. As jy steroids gaan spuit, kan jou kakebeen breër as myne word. Verstaan jy? Maar jy's 'n vrou. Jy's anders saamgestel in jou siel en in jou liggaam. Maar jou geesmens, verstaan julle? So julle het ook die volle reg om te stry vir die geloof. Nee, as die man se werk, nee. As dit van die manne afgehang het, nee, was ons nog in die Kaap. Daar's 'n standbeeld van 'n vrou op die Drakensberge wat sê, hoor jy, al loop 'n kaalvoet hier oor. Dis nie vir die vrouens was die ouens al opgegee onder die Drakensberge. Dat ek dit vir julle vertel. As nie vir vrouens was, het ek dalk nie vandag hier gestaan nie. Rarig, ek was by ministries betrokke, as ons naweke wegbreke het, kom net die vrouens omtrent. Die mans is te besig met sport, golf. Verstaan jy? Julle moet stry vir die geloof. Het ek dit noodsaaklik gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Dis aan ons oorgelewer hierdie. Ek en jy moet nou hardop soos 'n veldbrand met hierdie goed. Vers 4, wat ons vandag gaan doen. Want sekere mense het ingesluip, wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid, en die enigste heerser God, en ons Here Jesus Christus verloon. Daai ou wat sê, laat daar lig wees, verloon Jesus Christus. Want hy sê, Jesus Christus is 'n geskape wese. Jesus Christus het jou geskape. Jesus Christus het aarde toe gekom. Jy sy skepsel en hy dood gegaan vir jou. Jesus Christus, God self. Vers 5 gaan ons vandag ook probeer doen, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal. Hy skryf mooi, al weet jy dit nou eenmaal. Nou sy gehoor hierso was meestal Jode. Nou 2000 jaar later lees ek en jy ook hierdie. Want die eerste gelowiges was almal Jode. Ok? En hierdie is geskryf in die tyd, wat sy broer Jakobus omtrent Jakobus geskryf het. Dis nou voor die ouens nog uitgevlug het na ander plekke toe. So sy grootste gehoor was Jode, so hy praat met hulle oor die Joodse geskiedenis nou. Al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk, die Israelitiese volk, uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het, doodgemaak het. Die Engelse Bybel sê, hulle karkasse lê nog steeds, het jy dit nie gedaan nie, sy karkas lê nog steeds daar in die woestyn. Dit is 'n bietjie ligter vertalings wat sê, his body. Maar die Here sê, sy karkas lê nog aan die woestyn. So, met God se genade gaan ons nou net hopelik verby laasweek sin kom. Hierdie goed maak my opgewonde, want jy weet, ons leef nou in 'n tyd, nee, wat 'n apostasy, afvalligheid, wild is, hoor. En as jou oor nie ingetune gaan wees op die woord van God, nee. As jy nie hierin gaan leef nie, gaan jy na 'n preek luister en dan, jy gaan nie eens hoor wat die ou sê nie. Laat daar lig wees. Wat 'n lig praat hy? Not the S-U-N, the S-O-N. Nee, hy praat daar van die S-U-N, not the S-O-N. En mense sê, ja, amen. Jy sê amen op afvalligheid. As
Dis 'n klein dingetjie, maar onthou net, meeste van ons wat groot geword het in tradisionele kerke, het nooit besef, dis nooit vir jou letterlik, figuurlik gesê, Jesus is God nie. Hulle het vir jou in die sonnaskool probeer verduidelik van die drie eenheid. Hulle self nie geweet nie. Want wanneer jy born again word, jou born again spirit, want net deur die gees van God kan jy sê, Jesus is God. Daar's ouens wat nou uitkom en sê, Johannes 1 vers 1 en Johannes 1 vers 2 en goed het later bygekom, eers in die 1600 ure dit byskryf. Nonsens. Nonsens. Johannes 1 vers 1 was nog altyd daar, van die begin af. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord self is God. En die woord het na sy eiendom toe gekom. God het na sy eiendom toe gekom, fisies, aan 'n liggaam. En nou is daar klomp, slim ouens, elke tweede ou se teacher op YouTube. En dit beteken nie 'n mega kerk, jy's reg nie. Jy's maar die Here se genade moet hom op baie kerk wees, hy's so groot. Die duiwel help jy dalk bou. Mag die duiwel nie hier help bou nie. Ons is eerder stadig uit die blokke uit. Nee? En ons grou eerder dieper voor ons groter bou. Ons moet diep bou, julle, ons moet diep in die woord wees. Hierdie woord moet vir jou lewendig wees. Hierdie woord moet vir jou die alles wees. Jy moet so lief wees vir die woord, want die woord is God. So lief wees vir die woord. Dan sal jy nie afvallig word nie. Jy sal nie mislei word nie. En as jy iets nie verstaan nie, vra. Ek het altyd gevra. Ek vra vandag nog. Ek kontak gereeld vir Tiaan Gildenhuis. Tiaan, is dit reg as ek dit sê? Stem jy saam as ek dit sê? Kan ek gou vir die? Sy is reg, dis wat hy ook sê. En 'n paar ander ons. Oor sekere goed. As ons nou praat van UFO's en sulke goed. Dit klink dit vir jou hoor, op die oor. Moet nie meer vir jou hoor wees nie. Hulle het in die Withuis verklaar, hulle het goed losgemaak wat dit die goed bestaan. Op Fox News. Ek het lankal, daai tyd toe ek en Rassie saam gery het, altyd sê ek van, wat gaan ons vir die kerk sê as hierdie goed uit gaan kom? Waar pas God in die prentjie? Ons moet hierdie goed weet, julle, hier kom afvalligheid big time nou. Nee, hierdie goed kom van ander planete af. Nonsens! Sê van ander planete af, is goggas, jag hulle weg. Demons, meeste van hulle, of mens gemaak, een van die twee. Jy moet weet, hou net die nuus dop. Dis nou, Trump het UFO-files begin losmaak. Nuus praat daar, CNN, Fox News praat daar oor. Behalwe ons weet nou, die kerk gaan nog steeds lekker net aan. Wat sê ons vir die mense? So ons moet kyk daarna. Right, Judas 1 vers 4, want sekere mense het ingesluip wat al lang tevore, ons het nou, ek gaan nou so kyk of ek bietjie kan recap, maar onthou, die eerste 2 verse het jou herinner wie jy is. Nee? Jy is geroep, nee? Jy is geliefd. Onthou dit. Ons gaan nou in diep water in hierso. Dis woes daar buitekant. Maar weet wie jy is in Christus. Maak hy eerste 2 teksverse vas vir jouself. Maak het vas. Want ons gaan ook nou hieroor praat, kan jy jou saligheid verloor? Soos Israel. Waarom die meeste, God het met die meeste van hulle was gered. Dit was God se volk. Maar hy klomp laat doodgaan. Ons moet kyk. Hulle het afvallig geword, hulle is gemurmureer, het gemoun, ons gaan daarna kyk vandag. En hopelik kry ons klaar met dit. Wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, godlose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. En die enigste heerser God, onze Here Jesus Christus verloor. Hoor daar, die enigste heerser God, wie is hy? Onze Here Jesus Christus. Sê dit nie vir jou Jesus is God nie? Of die komma jou verwar? Dit moet nie. God, onze Here Jesus Christus is God. Maar jou Jesus wat op in die kruis gehang het, is God self. God, die grote God het in die kruis gehang. Jo. Mind-boggling. En God het met homself gepraat, my God, waarom het U my verlaat? Psalm 22. Sodat die ouens kan hoor, is 'n profesie wat inskop, wat al meer as 1000 jaar oud was daai tyd. Gaan lees Psalm 22. Hulle het my klere onder mekaar verdeel. Staan op Psalm 22. Is mooi. Toe daai Fariseërs en Sadduseërs het hoor, toe weet hulle is Psalm 22.
Hulle het God nou net gekruisig. God moes met homself 'n verbond aangaan. Hy kan nie met jou 'n verbond aangaan soos met die ouens in die woestyn nie, want dit het nie gewerk nie. Ons gaan vandag kyk. As julle hierdie doen, dan sal ek hierdie vir julle doen. En hulle kon dit nie nakom nie. Dis hoekom God self moes aarde kom en met homself 'n verbond aangaan. My God, God gaan met homself. Die Seun gaan met God aan 'n verbond. Nie met ons nie. Dis hoekom ons so veilig is in hierdie verbond. Hy het dit met jou aangegaan. Jy word ingenooi in hierdie verbond in. En dis mooi, né? Dis veilig. Dis niks wat jy kan doen nie. Al wat jy moet doen is om 'n awesome verhouding met hom te hê en hom te verheerlik as die groot God. Nie teen hom afvallig te word nie, want dit hou hy niks van nie. Dis sonde teen die Heilige Gees. Nie sonde, ek het al veel mense bedien, ek dink ek het sonde teen die Heilige Gees gedoen. Wat het jy gedoen? Ek sal 3 keer nie sondagskool doen nie, wat ook al. Jy weet, die mense voel so, dat jy sleg voel daaroor is die feit dat jy nog nie, die Heilige Gees het jy nog nie gelos nie. Verstaan nie? Sonde teen die Heilige Gees is om hom te ontken as God. Dat jy geen vrees vir Here nie. Om te sê dat Jesus 'n geskape wees is, jy het geen vrees vir Here nie. Geen. Net om dit te sê dat jy nie eerwaardig doodgeslaan word nie, jy kan bly wees jy's nie in die Ou Testament. Maar kyk wat het hy, ons gaan nou kyk wat hy met die ouens in die Ou Testament, die aarde het sommer oopgeskeer en hulle ingesluk. Gelukkig het hy sy woede op Jesus uitgehaal op die kruis. Hoekom het Judas die brief geskryf? Ons moet stry vir die geloof, ons leef in 'n tyd van afvalligheid, stry vir die waarheid, praat teen alle vorm van kettery. Nee? Ons moet daaroor praat. Die gelykenis van die onkruid en die koring, ek gaan dit gou vir julle lees daarso. En dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders, Galasiërs 2 vers 24. En dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied, wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring, aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. So wat het daar gebeur? Daar het ouens ingekom in die eerste kerk al, hy praat met die Galasiërs, wat nou vandag Turkye is, Kappadosia, is daar's waar Galasiërs, daar's om die lugballonne gaan het. Blou ballon, daar. Nee, hy skryf van hulle, het ouens ingekom, Jode, wat sê, nee, dis nie so maklik nie. Julle moet nog besny word. Hy wil hulle weer onder die juk van die wet inbring. Maar hy sê, dit nie toegelaat nie. Verstaan jy? So ons moet niks toelaat, wat nie volgens die waarheid van die evangelie is nie. Alright, hoor daar sê, ingesmokkelde valse broers. Vandag jou hare sal reg opstaan. As jy seker goed luister, daar is 'n teoloog weer na ek luister, ek dink hy is van die NG Kerk, hy stry vir die geloof, hoe het hierdie ingesmokkelde valse broeders in teologiese skole ingekom. En hy word toegelaat om te teach, maar hy glo nie dat Jesus Christus God is nie. Hy word toegelaat om te teach, hy skryf boeke. Ouens gaan gewoon, geleerde ouens gaan woon hulle seminare by. Slegs geleerde ouens, want 'n gewone ou kan hom nie verstaan nie. En dit gebeur in teologiese fakulteit. Ingesmokkelde valse broers. In 2 Korintiërs 11:26, dikwels op reis, sê Paulus, en daarso het Paulus gesê, alles wat met hom gebeur het, alles hoe hy swaar gekry het vir die evangelie, hoor wat sê hy, ek was dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, die Jode, hulle het hom vervolg, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broers, apostate, valse ouens, jy dink is jou vriend, maar hy kom in jou ministerie in om jou ministerie te kelder. 1 Timoteus 4:1, maar die Gees sê uitdruklik, en dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig, apostaties sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang. Luister die nie, die mense sê daar bestaan nie goed soos demone nie, maar weet jy hoekom? Hulle verstaan nie hoe die duiwel en demone opereis nie. Hulle verstaan nie, dis hoekom ek hierdie bevrydingsreeks aangebied het. Die eerste ding wat jy moet verstaan, hoe hulle opereis is in jou mind. En terwyl jy hier sit dalk, kan gedagtes in jou kop opkom wat jou aandag wil aftrek, sê maar byvoorbeeld.
Jy moet teen dit waak. Die vyand kan jou net in jou mind aanval. 1 of 2 keer in jou lewe word jy erf jy ook goedjies. Jy het sonde van iets gekry. Jy het goed geërf dalk wat jou voorouers gedoen het, wat jy niks mee te doen het nie. Dit bestaan ook. Maar die meeste is in jou mind. Byvoorbeeld, daai groot ding wat in Krugersdorp gebly het van die satanisme en die vrou wat 'n satanis was, van die mense verlei in die kerk, 'n kerk, en dan het hulle moorde gepleeg onder eiendomsagente, dat so iets gebeur. Daai ding. Dit het gebeur, ek kan nie precies onthou wat gebeur het nie. En op een van die dag het 'n ou wat 'n geleerde teoloog is, en dan nou die ander mense gesê, en almal gee nou weer die duiwel die skuld. So wat die duiwel reg gekry daar? Hy het reg gekry in die eerste plek dat hy nie bestaan nie. Want mense sien demone nie soos wat hulle regtig opruit nie. Daai vrou het in 'n kerk ingegaan. Sy het mense verlei. Sy het vir hulle leuns vertel, want hulle het nie die woord geken nie. Hoe min moet jy van die woord weet, dat as jy as Christen help om mense dood te maak? How dumb can you be and still breathe, sê Andrew Womack. Maar sy het dit reg gekry. Dis wat die vyand doen. Hy kan jou verlei, as jy nie jou skrif ken nie. Ja, maar jy sien, dis waar wat hy sê. So laat daar lig wees. Dis wanneer Jesus geskape is. Hy is klaar verlei. Sien hoe subtiel kom het in. Hy gaan nie inkom met 'n swart pakkie en met horings. Kom hier. Jy gaan by die huis. Ek weet nou nie of ek goed genoeg is om by daai vroue groep te wees of wat. Klaar, gees van minderwaardigheid. Klaar by jou. Ek weet nou nie of dit of dat of verleidende geeste. Verlei jou in vergoeding, minderwaardigheid, agterdog, verwerping, weet nie wat nog alles nie. Pity party. Ja. Die eerste moord het plaasgevind met 'n pity party. Ja. Johannes 10 vers 10. Ek gebruik dit elke dag, ek kan vir hulle vra het saam met my bedien. Die dief kom steel, slag en verwoes. Net voordat, Johannes 8:43, hy is die mensemoordenaar van die begin af. Wanneer het die eerste moord plaasgevind? Kain en Abel. Sy offer word nie gevat nie, en hoor wat doen Kain. En sy hoof het gehang, en hy het kwaad geword. Ag, Here het nou alweer nie myne gevat nie. En die Here vra van nou, hoekom hang jy hoof? Hoekom kry jy jouself jammer, en hoekom is jy kwaad? Hy sê, as jou hart reg was, het jy offer gevat. Maar jy is altyd kwaad, selfbejammerend. Die sonde lê en loer voor jou deur, maar jy moet daar oorheers, Kain en hy het nie. Die gedagte het in sy kop opgekom, ek haat vir Abel, sommer die Here ook, want die Here trek hom voor. Ek gaan hom veld toe vat, en ek gaan hom doodslaan. Die Satan het nie vir hom gesê, nou jou broer veld toe. Maar die Satan moes eers die gees van minderwaardigheid inbring, jaloesie, agterdog, woede. Entitlement, wat ons vandag sien oralste. En die eerste moord vind plaas as gevolg van selfbejammering en woede. Die Satan soek net 'n inhoud in jou gedagtes. Dis kom die Bybel sê, jy moet elke gedagte gevange neem, elkeen. Jy moet dit vinnig kan doen. As jy shopping doen, en hy SMS kom deur, of WhatsApp kom deur, of wat ook al, hy e-mail kan sê, only R200 available. Dan praat hy geld met jou. Nee. My God het gesê, hy sal in elke behoefte voorsien. Dit was altyd vir my maklik om daai in te sê, toe ek my eie besigheid gehad het. Maar as jy rig teen die muur staan, partykeer is dit 'n ander game. Dan praat geld. Geld kan praat. Hier. Ek gebruik altyd die voorbeeld oor die ou. Die Here sê vir hom, hy R200 wat die oor het, saai dit sommer
by die gemeente Sondag, onthou nou die Here het 'n blymoedige gewer lief, en blymoedige gewer beteken, ek sien dit hier in die kerk, altyd, vandat ek klein was sien ek dit, as die kollekte mandjie by jou bykom, dis nie 'n blymoedige gewer nie, te smile vir die kollekte mandjie nie. Ouens dink, dis 'n blymoedige, jy moet smile as jy verbykom. Nee, dis nie 'n blymoedige gewer nie. 'n blymoedige gewer is, ek het my mind opgemaak. God het gesê R200. Maar as jy die R200 so die beursie uithaal, dan kom maar 'n gedagte op. Onthou nou, ons nog 6 dae van die maand oor. Melk moet gekoop word, brood. Come to think of it. Jy sien, dis hoe ons mind werk. Alright. So, en dis hoe die vyand werk. Hy kan net 'n mens se mind gebruik. Hy kan iemand na hierdie kerk toe stuur wat bitter seer het, en daai persoon gebruik as gevolg van agterdog, selfbejammering en woede om 'n kerk te split as mense toelaat. Die Riete se kinders daar, dis presies wat gebeur het in Krugersdorp. Een persoon. Dis hoekom daar maturity moet wees in 'n kerk, en ons almal moet groei na maturity toe. Ok, maar hoor jy, ek sal lank besig, ons nog eers by die tweede, ja, ons moet nou hierdie deel klaarmaak, at least. So, ek wil net vir julle sê, hoe vinnig verleiding kan inkom. Dis hoekom almal van ons, elkeen wat hier sit, en ek, ons basis moet die woord wees. Noma Kanjan, kom met my, hier is die waarheid, ek glo dit. Ja, maar onthou nou net, in die tyd, daai tyd het hulle nie, hey, hierdie Bybel is geskryf vir daai tyd en vir nou. Alright. Hy gaan van toepassing wees, al is ons nie meer hier nie, gaan hy nog steeds van toepassing wees op die mense wat oorbly. Dis net hoe dit is. Ok, ons gaan nog hierin klaarmaak. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dag sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Hoor, wat is leringe van duiwels? Deur die gefynstheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Die ouens wat die hardste skree van vooraf teen pornografie. Kyk maar, waar hy perd nie dalk met 'n bietjie pornografiese probleme sukkel nie. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, vers 6, ek het nou 'n ander deel geskiep, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus is, terwyl jy jouself moet voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Hoor dit sê, maar verwerp onheilige oudwyse fabels en oefen jou in godsaligheid. Baie van die goed, wat ouens oorstryde daar genoem, nee, jy, ouens mag nie trou nie, en sekere kosse wegbly. Dis nonsens, dit het niks te doen met die evangelie nie. Ek en jy is nie Jode nie. Nou wil hulle Joodse dietitianally laws op jou. Dit is dalk goed vir jou as jy soos 'n, hoe sê Tinus, soos 'n wintermuskiet wil lyk. Verstaan jy? Ek was daar, ek ken dit. Ek het opstaan opgehou koffie drink, en ek het opgehou varkvleis eet, en ek kan nie prons eet nie, want ek is allergies daarvoor, anders het ek. Ek het enige ding wat voor behalwe afval en lewer, ek is nou nie baie lief vir daai game nie. Maar, ek weet ek trap nou op tone hier, soos van die mense daarvan nou, maar ek hou nie daarvan. En ek het opgestaan en opgehou om dit te doen. Ek is hierdie hoogheilige wintermuskiet. En ek gaan bedien in Namibië, en ons bly by Duitser Horst, sy naam, ek kan dit nooit vergeet nie. En daai ou maak, daai middag toe ons ver gery hoor. Kittebrood wat die Duitsers maak, en proses nat beskuit, en koffie, en jy ruik die koffie kilo's. En ek sê, nee, ek sal 'n rooibos drink, dankie. Hy kyk my net so aan. Weakling. Toe hy eers 'n koppie so gooi, en hy trek so deur my neus, sê ek, weet jy wat, ou Horst, come to think of it. Ek gaan nou maar 'n koffiekie vat. Hy sê, wag, jy wag. Ek gaan net gou kyk deur die gordyn. Ek kyk of die weerlig jou nie gaan doodslaan nie. Toe kap hierdie ou my, nee. Toe besef ek, waarmee is ek besig? Ek het drank, sigarets en al daai goed gelos, nou moet ek nog my koffie ook los. Net besluit, ek gaan koffie drink. Ek kon nie alles doen wat goed is nie. Nou vat my vrou my nou al weg van rooiworsies af, en alles, maar ek gaan iewers die lyn moet trek. Verstaan jy? So, ons moet ons bepaal by die evangelie. Moenie
mens moet kyk wat jy eet, mens moet probeer gesond leef, ons almal probeer, né? Maar dis nie die evangelie nie. Ek bepaal my nie op eetproe raak nie aanbediening nie. Ons gaan ons hande vol hê, klaar vorentoe, net om by die waarheid te bly van die woord. Nou nog jikke op mense plaas, want hier kom heeltyd nuwe mense in, wat niks wil hoor van diets nie, wat in die woord vasgemaak word. En dis wat ons gaan preek by hierdie gemeente, die woord. As jy wil diet, gaan jy op jou sosiale media, post jy wat jy wil post, maar ons gaan op die evangelie fokus. Nie op fabels nie, nie op trends nie, nie op, wat noem hulle, fads nie. Ja. Dit beteken presies die volgende. Daai ouens, nee, die wet is in hulle in. Hulle besef nie wat is die vryheid van Jesus Christus nie. Kan ek jou so verduidelik? Mense like dat mense moet swaar kry. Ek wil die sweep so hard slat, nee. Hulle sê by die, kom ek vat dit aan toe, kom ons vat gaan Handelinge 15 toe. Hulle hou die Jerusalem Council. Nou hierdie apostels het uitgegaan en nie Jode het Heilige Gees op hulle gekom. Hier begin nou nie Jode Christene word. Nou sê hulle, hoorie, wat se law gaan ons op die ouens sit? Moet hulle die wet onderhou, moet hulle besny word? Sê nee, niks van daai nie. Niks nie. Hoor dit sê, ons gaan nie goed op hulle lê, wat ons eie vaders nie eers kon onderhou nie. Die hele Ou Testament. Dis wat ek nog wil bygesit, ek vergeet, maar ek gaan volgende week al by uitkom. God red nie Israel omdat hulle oulik is nie. God het nie 'n plan met Israel omdat hulle oulik is in die laaste dae nie. Hulle het as jy nou Israel toe gaan, hulle het nou een van die grootste, by die dooie see waar Sodom en Gomorra was, het een van die grootste homoseksuele parties gehou. Israel, die regering. God gaan hulle nie, hulle is nie hulle uitverkore volk omdat hulle so oulik is nie. Dis omdat God beloftes gemaak het. En dis om God, as jy Jesegiel 36 gaan lees, hy gaan hulle red oor sy naam, omdat hy goed gesê het oor hulle, sodat sy woord kan waarkom. Dis al hoekom daai remnant gered gaan word, die wat gered gaan word, oor sy naam. Nou kom hierdie ouens, hulle het die wet op hulle gekry, nou gaan ek, hierdie nuwe Christene moet ook soos ons suffer. Hulle moet besny word, die manne. Hulle sal elke Saterdag in die tempel wees, hulle sal Shabbat hou. Tinus het Woensdag aangepraat. Hulle sal nie 'n knoppie druk om in die lift op te gaan nie. Mag nie eens 'n knoppie druk nie. Gebrandmerk in hulle eie gewete, hulle kan nie self wat doen nie. Maar ander mense moet doen. En so is baie dominees en pastore ook. Ons een keer by Mighty Men ou gehad, man, ek het my so vererg, het amper geloop. Die Sondag, ons het so mooi opgebou en ek wens hy luister eendag na hierdie preek. Ons het so opgebou die hele naweek om hierdie arme nuwe ouens vry te maak, uit die wêreld uit te kry. En hier spring hy die Sondagoggend weg. Ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hier is naderhand het jy so sleg gevoel, jy nie eens braai op 'n Sondag nie. Dis nie waar die evangelie gaan nie. Wat doen julle op Sondag? Hoe gives a rip wat ek op 'n Sondag doen? Jesus, ek kom Sondag na die huis van die Here toe. Weet jy hoekom dat ek wil? Nie omdat ek moet nie. Maar as jy gebrandmerk is in jou eie gewete, as jy een van die predikers, jy moet, niks van moet nie, wil jy? Wil jy? God kom verheerlik Sondag. Die eerste dag van die week. Jou offer na die huis van die Here toe bring. Jou offer, nie jou geld hê, jy. Gaan jy jou Sondagoggend opoffer vir hom? Gaan jy? Dis jou keuse. Jou verhouding met hom. Jy is nie, ek moet nou stilte tyd hou in die oggend nie. Wil jy stilte tyd hou? Hoekom wil jy stilte tyd hou? Daar's 'n groot verskil tussen moet en wil. Ja, Heilige Gees. En is 'n verhouding wat jy bou met hom. So omdat jy wil, nie omdat jy moet nie. Maar sulke predikers is gebrandmerk in hulle eie gewete. Ek sal hierdie mense sê, want hulle almal is sleg, niemand so heilig so ekie. Asseblief, mense weet klaar hulle sleg, jy weet hulle nog slegter dat hulle het voel nie.
En dis wat ek hou van wat oom Angus sê, I'm just one hungry beggar speaking to other hungry beggars. En as jy daai attitude het, nee, glo ek, is jy okay. En die Bybel sê ook, let op jouself, as jy nie vir ander gepreek het, jy self val nie. Dit is net 'n mens wat jy voorstaan. Maar nou is ek een van hierdie ouens. Hierdie klomp sondaars, hulle het weer nie hulle Bybels gebring nie. Hoe nou wil ek op, jy met jou Bybel, jy weet ook al. As jy nie Bybel bring jy Bybel nie. As jy Bybel bring jy Bybel. Jy kom omdat jy wil kom. En jy kom op die gemaklikste manier wat jy is. Jy is dalk een van die persone wat sê, hoor hierso, ek is so aandag-afleidbaar, ek moet nou net luister. As ek nou nog hier gaan soek, en ek al lang al weer die draad daar verloor. Dis hoe ek in die begin was. Hulle sê vir my, moet jou Bybel. Hier, jy vrou is nog skaars hier, dan is al weer 'n loskram daar. Dit voel vir my so in die rugby. Sy is nog hier by Job besig, en nou gaan sy oor so my Ecclesiastes toe, en ek weet nie eens waar dit is nie, en ek mis alles. Ons moet altyd onthou, in jou gehoor is daar mense wat niet is. Almal is nie so geheilig soos jy nou al 10 jaar along the line nie. Verstaan? Hierdie ouens is gebrandmerk. Niemand so heilig soos ek nie. En dis my mission om die volk deur die Jordaan te kry. Nee, dis God se. Dis God se. Dis nie jou nie. Jy is ingenooi op hierdie. Almal van ons, as almal net wil besef, elke pastoor, elke predikant, jy is ingenooi op hierdie game. Hierdie hele evangelie. Dit sê Romeine 19:11. Jy is 'n ou wille ou lyftakkie, nee, wat afgebreek is en ingeënt is op 'n baie ou storie. Maar nou wil jy kom sweep slaan. Mens slaan nie sweep nie. Jesus, ek sê altyd vir mense, Jesus het 'n ander manier omtrent hom gehad. As Jesus hier in Edgars rondloop, kunnen mense sal hom tackle om hom uit te kom. As hulle my en jou daar sien, dan maak hulle of ons nie sien nie. Want ons doen iets verkeerd, ons straal nie daai liefde uit, wat mense, ek soek wat daai mense het. Ons almal skiet ver te kort van dit. Maak het sin. Gebrandmerk in hulle eie gewete. Dis die beste wat ek kan verduidelik, want ek ken daai. Ek was ook daar. Ek het nou Kersfees opgegee. Ek sal daai Kersfees leen DVD in hierdie dorp versprei, want ek wil hê ander moet dit ook opgee. Ek kan nie glo die sondaars wat nog Kersfees vier nie. Gisterand kap my dogter my weer op, sy sê vir my, hoorie papa, as ek nou my eie huis het, my man en my kinders, gaan ek jou nooi vir Kersfees, sê jy vir ons Kersvader wees, ek sê my skat, ek sal. Want sy het toe nou gisterand uitgevind, daar was foto's van hulle toe ek klein was, wie was daai Kersvader? Ek. Maar toe kom ek nou tot die waarheid, toe sê ek nou heavy teen Kersfees, toe stop ons het sy muur in die huis, ek het baie skade gemaakt met dit. Yes, Jesus is nie op Kersfees gebore nie, as jy nog daai fabel glo, is jou eie storie. Alright? Ek weet is 'n pagan holiday, maar nou vier ons almal Kersfees. Die Here se sin vir humor, ek het net by duet begin, ek kry sommer die eerste Kersfees is my beurt om te preek. Dis die eerste keer dat ek op Kersfees preek in jare. En ek preek, ek net daarna, kom kapitan nie my. Jy weet natuurlik is 'n pagan holiday. Ek sê, wat gaan jy doen vir Kersfees? Nee, ek en my man is alleen. Ek sê, waar is jou familie? Nee, laat ons verwerp. Ek sê, dit is nou presies wat die vrug van daai hele ding. In plaas daarvan jy mag 'n saam vrugtekoek eet en jou ligte en jou liefde gaan straal, jy gaan jouself isoleer, want ons suffer so vir die evangelie. Jy weet ons. Ag shame. Alright. So ons moet net 'n bietjie just ease down. Jy weet. As jy tot 'n waarheid van iets gekom het, beteken nie ander stem gaan met jou saamstem met dit nie. Ons werk is om evangelie te gaan. As jy nie wil Kersfees vier nie, hoef jy nie, ek sien nie moet nie. As jy wil, dan kan jy. Jy gaan jy vir Ed Baal aandien, die 25ste. Nee. En die Here het my hart geslat met daai een. Dit is gebrandmerk my eie gewete. My ma sê eendag vir my, so 2014, toe ek nou op 'n high tangent met hierdie ding. Sit Kersfees by hulle mag nie geskenke uitdeel nie, want JC is daar. Ek het die atmosfeer om my gedra. Een van die ouens wat jy nie wil groet nie, het op Kersfees nie. Of voor Kersfees nie. Sy sê vir my, yes. Hoe verheerlik die engele vandag, Jesus in die hemel. Sê ek is nie vandag nie, dis sy verjaarsdag nie. En net daar shatter ek my ma se goed. Hier daarna klap die Here vir my, Heilige Gees aan bok, nee. Stop met jou goedjies. Stop het net. Verstaan jy? Dis nie die evangelie nie. Alright. En hierdie evangelie het ons vryheid. Die vryheid om
dit te doen wat jy wil nie, maar ons het vryheid om mense lief te hê, en mense te gaan vertel van die ware evangelie. Nie fabelgoedjies sê. Ek myself lang met dit besig hou. Ja, jy kan dit doen. Isoleer jouself. Go for it. Ek sal op Sondag, op Saterdag, op Kersfees preek en dalk gee iemand hulle hart vir die Here. Alright. Ja. So, maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Dis 'n baie ou woorde van, hoorie, werk aan jou eie saligheid met vrees en bewing. Dis eintlik wat dit beteken, hè. Alright. Wat is 'n, ek weet nie hoekom maak ek so nie, wat is 'n afvallige? Die het nou net, die kolletjie het nou net langs hom geland, ek wonder hoekom. Eerstens, afvalliges verstaan nie die woord nie. Wat sê ek daarmee? Dit is presies wat ek nou die hele tyd sê. Hierdie woord, luister die, vir my om hierdie woord te verstaan een ding gou. Jy is ingenooi hierna toe. Hierdie woord is ouer as jy. Hierdie woord gaan nog bestaan nadat ek en jy nie meer is nie. Dit moet jy verstaan. Hy het jou gered, jy het jouself nie gered nie. Hoe het hy jou gered? Deur sy liefde het hy jou nader getrek. Gaan gee dit asseblief net vir die res van die wêreld op. In liefde en die waarheid. Dit is baie keer nodig om die waarheid vir iemand te vertel, al gaan hulle kwaad wees vir jou. Mense praat nog nie eens van Kersfees nie. Net om vir sekere mense te sê, daar is net een manier om by God uit te kom. En dis Jesus, dis die waarheid. Daai kan jy al 'n enemy number 1 maak in sekere plekke. Ons het genoeg moeilikheid net met dit. Nou wil jy nog ouens gesê, hulle kan nie Kersfees hou nie. Kom ons kyk net of ons by daai waarheid kan bly. Daar is net een weg na God. Sy naam is Jesus. En jy moet weergebore word om die gees van God te ontvang. Jy moet gedoop word. Hoekom moet jy gedoop? Om hemel toe te gaan? Nee, om in autoriteit te kan loop. Daai waarhede alleen, net in die nominasies in ons kring hier, maak jou klaar wegstoot. Nou wil jy nog vir hulle gaan sê, hulle kan nie Kersfees hou nie. Kom ons kyk of ons net by daai waarheid kan bly, en daai evangelie kan verkondig. Dis klaar mission. My persoonlike opinie is, ek wonder of hulle werklik ooit weergebore was en 'n verhouding met die lewende God. As jy 'n verhouding met die lewende God het, met Heilige Gees het, en sy liefde vir jou verstaan, kan jy nie anders om op jou knie te gaan, op jou gesig te val en net uit te skree, Abba Vader nie. Dat hy jou ellendige siel gered het. Want ons almal was ellendig en in sonde. En hy het jou gered. Hy het jou by jou naam geroep. Hoe awesome is dit nie? Ek glo baie het in die kerk of geloof groot geword, maar nooit werklik tot volle oorgawe aan Jesus gekom. As jy regtig tot volle, ek het groot geword in die bediening, saam met 'n leier, wat nou afvallig is. Hy het my geleer van Jesus. Vandag glo hy nie meer nie, hy glo nog in 'n opperwese, hy glo nog in God. Maar dit help jou nie veel nie, want jy moet in Jesus Christus glo. Johanna, jy weet van wie ek praat. En hy het afvallig geword. Hy praat nou teen die waarheid. Hy kom van hierdie dorp af. En hy sê, hy is 'n groot stem. En ek is ontsettend lief vir hom. Yes? Maar hy praat nie die waarheid. En as hy aangaan, soos hy aangaan, dan gaan hy nie die hemel sien nie. Buiten vir die hemel sien, hy gaan nie God van aangesig tot aangesig sien nie. Dis wat ek graag wil hê. Dis alhoekom ek wil hemel toe gaan, want God is daar. Nie om die strate goud is nie. Ek het nie 'n saak wat gekleer die strate is nie. Ek wil net by God wees. Alright? Dis die verhouding wat ons met hom moet hê. So baie ons in die kerk geloof groot geword, maar nooit, jou pa en ma was Christene, en almal is Christene, ek is ook nou maar Christen. Maar dit wys nie jou lewe nie. Dan kan jy maklik afvallig word, dan kan jy baie maklik goed glo, soos wat daai prediker sê, laat daar lig wees en toe is Jesus geskaap. Jy ken nie jou Bybel nie. Ek onthou toe ek daar was, ja, come to think of it, die aarde is dalk 'n paar biljoen jaar oud. Want ek het nie my Bybel geken nie. Nee, die aarde is plus minus 6600 jaar oud en 4400 jaar plus minus terug was daar vloed. En Jona was in die vis.
Nie met die vloed nie, na die vloed. Ek glo dit vandag. Want ek het vandag 'n real genuine verhouding met die woord van God. Ek glo die woord van Genesis tot Openbaring. Tussen al die vertalingsfoute deur. Judas 1 vers 12 sê, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye. Ons gaan nog daarby uitkom. Wat sonder vrees saam feeshou en hulle self voer. Waterlose wolke, deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, ontworteld, woeste golwe van die see, wat julle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Eina. Ek wil nie een van daai wees nie. Prys die Here uit my gered. Ek was ook een van daai dwaalsterretjies. Is tawwe woorde die, ne? Harde woorde die. Ongebondenheid beteken daar losbandigheid, bandeloosheid, roekeloosheid. Ek sien daai en ek judge hom of wat hy gesê het. Ek kan. Want hy het alleen gepraat. Maar hoe die ou aantrek, hy lyk sommer vir my gay. Hier my dag skrik as ek hier kom met 'n stywe broekie en ek het 'n man bun. Dan moet jy weet, hy het iewers het hy uit die pad uitgeval. En nie dat ek dink as fout met 'n man bun nie, maar jy gaan nie op my sien nie. Verstaan, ek wil daai ding in 'n asblik gooi. Lyk soos 'n swart sak wat jy in 'n asblik moet gooi. Verstaan jy? Jy kan 'n man bun dra as die dag lus is. Maar as jy my die dag so sien, dan moet jy weet, iewers het ek die plot verloor. Nee? Okay. Nee, Tinus kan nie ene nie. Bybelse afvalliges of apostate verwys na individue wat hul rug doelbewus en bewuslik draai op hul geloof in God of die Bybelse waarhede nadat hulle dit vroeër bely het. Dit is nie bloot 'n tydelike twyfel of struikeling nie, maar 'n algehele volharde verwerping van die Christelike leer en 'n afvalligheid van God. Dis 'n apostaat. En sulke ouens het ingesluip in teologiese skole en preek en lei dominees op en pastore. Tragies, né? Trojaanse perd in die kerk. 2 Petrus 1 vers, jy kan na hele 2 Petrus 2 vers 1 tot 22 gaan lees, gaan oor vals profete en leraars. Jude 1:4, ek kan vir jou in die Engelse Bybel lees hier in die ESV, sê vir my, for certain people have crept in unnoticed who long ago were designed for this condemnation. Ungodly people who pervert the grace of our God. So, hierso praat hy ook baie van supergrace. Daar's ouens wat supergrace preek. Nee, wat sê nie, jy kan nou maar doen wat jy wil. Paulus waarsku, weet, daar is grace. Maar hy sê 2 of 3 keer in Romeine, want as jy grace verduidelik, en jy vra nie die vraag, sê jy dan nou ek kan sonde doen? Want Paulus sê 2-3 keer, sê ek nou jy kan sonde doen? Nee, stellig nie. Want het klink too good to be true. Dis grace. Maar grace sê jy kan nie sonde doen nie. Tien is dit nou mooi nou daaraan verduidelik. Daar's die wet, 617 of 663 wette, buiten die 10 gebooie, wat die Jode moes onderhou. Nou is ons onder daai wet uit, maar ons is nou onder die wet van Christus. Daar's 2 wette wat ek net vandag kan noem. Mag jy skei? Nou kom hulle na hom toe en vra vir hom. En Jesus vra nou, wat sê die wet? Nee, is mag. As daar egbreek is. Die wet sê so. Maar raai wat sê Jesus? Hy sê, dit was nie altyd so. Dit is nie God se wil nie, maar as gevolg van die hardheid van julle hardheid Jode, het God dit ingestel. Nou is ek baie vrouens ek bedien, haar man slaat daar die knoppe so staan, maar ek sê, hy hom nog nie egbreek gepleeg. Ek weet ons lag nou daaroor, maar is eintlik baie erg. Hy het my daar nog nie verneek nie. Hey, onder Jesus se wet, Efesiërs 5:22 tot 32 staan daar. Manne, jy sal jou vrou lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. As jy jou vrou nie so lief het nie, het jy klaar egbreek gepleeg. Klaar.
klaar commitment gebreek. Want hierdie verbond beteken 'n commitment. En ek het 1 Petrus 3 vers 7, ek moet dit altyd nou probeer onthou. Julle is mede-erfgename. En manne, julle moet hulle mooi behandel as die swakker in die verhouding, dat jou gebede nie verhinder word nie. Jou gebede kan verhinder word in die Nuwe Testament. 'n Man sin. En 'n man kan egbreek pleeg deur pornografie te kyk. 'n Man kan egbreek pleeg deur vir ander vrouens te kyk. Net te kyk, want Jesus sê as jy net na haar kyk. Dis hoe erg Jesus se wet is. Maar weet jy wat wil Jesus vir die man se leer in hierdie ding? Is dat jy moet committed wees. Want so was Jesus committed aan die kerk. Hy het sy lewe vir die kerk gegee. En jy man, moet in hierdie verhouding wat jy voorin gestem het, committed wees teenoor jou vrou. En natuurlik die vrouens teenoor die mans ook. Maar die man het die verantwoordelikheid om die broek in die huis te dra. Sy vrou sal hom onder as sy weet, hierdie ou sal alles gee vir die vrou. En ek staan hier voor en ek het dit ook gedoen. Tot ek by hierdie waarheid uitgekom het. Sê, hoor, hier is 'n groot verantwoordelikheid. Want die Here hou my dop. Hoe ek my vrou behandel, hoe ek met haar praat, al daai tipe goed. It's tight, but it's right. Want hoekom? Want dit moet in 'n Christelike lewe, in God het die huwelik aangestel, nie die wêreld nie, moet hierdie nou 'n voorbeeld wees. En niemand se huwelik is perfek nie. Geen vrou is perfek. Ek het altyd gesê, Spreuke 31 gaan oor die vrou nou, nie? En Annelie, my sekretaris, het altyd gesê, hier, sy wil nog hy vrou ontmoet. Ek het altyd gelaat, jy is maar om 'n perfekte vrou. Maar eintlik gaan daai hele hoofstuk oor die bruid. Ons is die bruid, ek ook. Het gaan oor die bruid, teenoor God. Jy sien, jy word genooi in bruidskappe. En ons lewens moet ons nou so begin loop, asof ons bruid is. Yes, ek het foute in my huwelik gemaak, baie. In my busy daad, my vrou eenkeer, sy het my so hard gepiet oor die vingers, nee. Sy sê vir my, yes, dit was nou vandag lekker in die mall, maar dit is nie vir my so lekker as jy so na die ander vrouens kyk nie. Ek was daar. Ek staan nie voor en sê ek was nie daar nie. Die Here moes my genees. Ek moes repent. Ek het egbreek gepleeg my oë. Ja. En ons moet begin deur na jou eie hart te kyk met hierdie goed. So, die Nuwe Testament met God gaan alles oor liefde. As ons 1 Korintiërs 13 toe gaan, hy praat oor die liefde, praat hy nie oor jou liefde nie. Hy praat oor die liefde. Daai liefde is in jou verniet deur Heilige Gees gegee. Jy moet dit kweek en jy moet dit ontwikkel, die liefde. Nie net vir my vrou nie, vir my kinders, ek moet dit vir die gemeente, ek moet dit vir mense wat my irriteer, en al daai goed, moet ek die liefde vra. Here, gee my liefde in hierdie situasie. Dis die liefde. Nee, ek skiet as jy 1 Korintiërs 13 lees en jou vrou stuur dit vir jou op 'n Valentynsdag. Ek wonder of ek haar so lief het. Die ding. Maar dis God se liefde. Dis die liefde. Is Jesus. Alright? So net jy 'n bietjie grace op jouself kan hê. So ja, ons almal se huwelike kort werk, almal sin. Myne ook. En ek moet gereeld repent. Gereeld. Okay, so ek praat nie hier voor asof ek nou Mr. Moonshine is nie. Verseker nie. Maar ons het werk. Ons het werk. Veral met die man, so kom ons 'n mannekonferensie hou. En nou Johnny Lou, hy gaan masjiengeweer skiet met daai goed. Alright. Die manne moet hoor. Die manne moet bietjie in die bek geruk word. Sê, hoor hierso, ons het 'n job om te doen. En die job is groot. Jy begin by jou huis. Hoe veel jy gaan vertel vir Bosnië van Jesus, maar jou eie vrou weet nog nie eers jy Jesus in jou hart. Het is baie makliker om al ver in Zimbabwe te bedien as by jou huis. Nee? Alright, maar hoe ek my nou klaar kry, jy hou my so uit die werk uit hierso.
Was sit in People Group unnoticed long ago, designed for condemnation, ungodly people, goddelose mense, bewurde grace, genade verander in losbandigheid. Mag jy sonde doen? Nee, stellig nie, sê Paulus. Jy het vryheid. Jy het vryheid. Jy het vryheid om te herken as jy iets verkeerd doen. Dis wat God wil hê in hierdie verhouding. Dis wat my vrou soek in my en haar verhouding. As ek 'n fout maak, moet ek vir haar sê ek het 'n fout gemaak. En ek moet haar vra vir om vergifnis. Kry ek dadelik? Nee. Koue skouer, dalk 2 dae, maar is al 'n bietjie minder. En ek sê ek persistent ou. Jy weet. Sê kom aan man, hoe lank gaan jy nog kwaad? Wil jy koffietjie hê nie? Kom aan. Ek vergewe nie so gou as jy nie. Right. Nee, dis so, ja. Ons mans vergeet vinnig. Ons al weer op die pad rugby toe. Sy is nog kwaad oor gister. Jy onthou net, ons man se breins werk so, asseblief, moenie 'n grudge hou nie. Alright, ouens vergeet vinnig. Okay. Deny Jesus as Lord and God, verloon Jesus. Ons gaan nou klaar maak hierso. Daar sê. Saamgevat. Dis nou les 1. Ek het nou hele 2 dae gewerk en eers by les 2 uitgekom. So ek het volgende week dan nou tieners gesê, ja, as enetjie afgetik, en ek sê vir hom hoeveel keer moet ek volgende week preek. En as enetjie minder, dan ek het hierin klaar uitgewerk vir vandag, is nog eens by hom uitgekom. Maar is goed, ons by ons kan sit hier nou mooi neer. Saamgevat, weet wie jy is in Christus, onthou daai eerste 2 verse. Jy's 'n geliefde. God het jou uitgekies. Maak nie saak wat in die wêreld gebeur en alles val in die kerke uitmekaar nie. Be happy. God het jou uitgekies, jy's gekies. Daar's baie soos jy hoor. Moenie soos Elia raak en sê, "O Here, ek sal leen oor." Nee, ek het gesê daar's 7000 oor. Want ou kan vinnig 'n pity party, die kerke val uitmekaar uit. Toe maar hierso is dan klomp mense en dis baie ander kerke hier wat baie lief is vir die Here. Maar hy's nie net ons nie. Ons is nie die heilige akker nie. Okay. Ek wil nie in sekere dorp daar in Appington was. Hy sê ja, die een probleem met daai ou was, hy het ons almal laat voel ons is hierdie kant van die Jordaan. Ons moet nooit laat ander kerke voel hulle is daai kant van die Jordaan nie. Hoor jy? Met God se genade is ons hierdie kant van die Jordaan en hulle is ook hierdie kant van die Jordaan. Ons almal werk ons goed self uit. Alraai. Stry vir die geloof. Dis die tweede ding wat ons hierso in die eerste 4 teksverse en dan laaste, pas op vir die wat weggedraai het van die waarheid en dit so leer. Pas op vir dit. Alraai. Het dit vir julle sin gemaak? Maak vir my sin. Maak al meer sin. Nou net, ek is net 1 les voor julle, né? Nou is ek 2. En julle haal my in, so ek moet voorbly. Alraai, so volgende week gaan ons net vers 5 doen. En hulle gaan dan Israel as voorbeeld gebruik, vers 6 gebruik engele as voorbeeld, vers 7 gebruik nie gelowiges so Sodom en Gomorra as voorbeeld. Alright, Israel wat as voorbeeld gebruik word is die gereddes. Ja, want Israel was gered. Toe die bloed aan die kusyne gesmeer was, is hulle gered. Dit is God se volk. Hy sê is my volk. Maar hulle het weggedraai van hom af. Nie hy van hulle af nie. Alright, kan ek vir ons bid? Vader, baie dankie vir hierdie dag. Ek loof en ek prys U naam. Ek bid dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Vader, dankie dat ons kan bly wees. U ken ons. Here, ons loof en prys U naam. Help ons om in U woord te bly. Help ons om lief te wees vir U woord. Mag ons leef in hierdie woord. Ons eer U naam. Amen.